Die boodskap Numeri 3, die Lewiete en hulle werk. Toe die Here destyds met Moses op die berg Sinai gepraat het, het hy en Aaron reeds hulle eie families gehad. Aaron het 4 seuns gehad. Nadab, hy was die oudste, Abihu, Eleazar en Itamar. Hulle is eers met olie gesalf en toe as priesters in diens van die Here aangestel. Maar die Here het vir Nadab en Abihu laat doodgaan, omdat hulle sonder sy toestemming vuur na die altaar toe gebring het. Aangesien hulle nie kinders gehad het nie, was dit net Eleazar en Itamar wat saam met hulle pa as priesters opgetree het. Toe sê die Here vir Moses, laat die stam van Levi vir Aaron help. Saam met Aaron moet hulle al die dienste in die tabernakel, die spesiale tent van die Here waarneem. Hulle moet al die toebehore in die tabernakel in stand hou. Die Lewiete se verantwoordelikheid is om vir Aaron en sy seuns te help. Die werk van die priesters mag net deur Aaron en sy seuns gedoen word. Iemand anders wat dit sou waag om hiermee te help, moet onmiddellik doodgemaak word. Die Here het verder vir Moses gesê, die Lewiete behoort aan my. Toe ek al die oudste kinders van die Egiptenaars doodgemaak het, het ek elke eersgeborene kind in Israel, mense en diere vir myself opgeëis. Nou, in plaas daarvan dat ek al die eersgeborene kinders vir my vat, behoort die Lewiete van nou af aan my. Dit sê ek die Here. Die Lewiete word getel. Die Here het weer met Moses gepraat in die Sinai-woestyn en vir hom die opdrag gegee om al die Lewiete te tel. Dit moes die mans van 'n maand en ouer van al die groepe en families insluit. Moses het dit toe gedoen. Levi het 3 seuns gehad, Gerson, Kehat en Merari. Die Gersonsgroep was Libni en Simi. Die Kehat groep was Amram, Jesar, Hebron en Isiel. Die Merari groep was Magli en Musi. Dit was Levi se nageslag wie se familiegroepe die name van hulle voorvaders gehad het. Gerson se nageslag het uit die familiegroepe van Libni en Simi bestaan. Daar was altesaam 7500 mans in hierdie groep. Hierdie groep het aan die weste kant van die tabernakelkamp opgeslaan, onder leiding van Leuel se seun Eliasaf. Hulle werk was om die tabernakel in stand te hou. Die tent met sy dekseile, die gordyn by die ingang van die tent, die gordyn by die ingang van die voorhof, die gordyne van die voorhof wat rondom die tabernakel en die altaar was en al die toue met alles wat die diens insluit. Die Kehat groep het bestaan uit die familiegroepe van Amram, Jesar, Hebron en Isiel. Daar was altesaam 8600 mans in hierdie groep. Hulle taak was om die heiligdom waar God gedien word in stand te hou. Die Kehat groep het suid van die tabernakelkamp opgeslaan. Hulle leier was Isiel se seun Elisafan. Hierdie groep se taak was die instandhouding van die ark, die tafel, die kandelaar, die altare, die gereedskap wat in die heiligdom gebruik word, sowel as die voorhangsel met alles wat die diens insluit. Aaron se seun Eleazar was die leier van die familiehoofde van Levi. Sy werk was om toesig te hou oor almal wat in die Here se heilige plek diens doen. Die Merari groep is saamgestel uit die familiegroepe van Magli en Musi. Daar was altesaam 6200 mans in hierdie groep. Die Merari groep het noord van die tabernakelkamp opgeslaan. Hulle leier was Ibgael se seun Suriel. Die Merari groep se taak was die versorging van die rame, dwarslatte, hoekpale en voetstukke van die tabernakel en ook van al sy gereedskap met alles wat die diens insluit. Ook van die hoekpale rondom die voorhof met voetstukke, penne en toue. Die gebied oos van die tabernakel is vir Moses en Aaron en sy seuns op sy gesit. Hulle taak was om namens die volk in die tabernakel self diens te doen. Enige iemand anders wat dit selfs naby aan die Here se tent gewaag het, moes daar en dan doodgemaak word. Die totaal van al die Lewiete van 'n maand en ouer was 22.000. Dit is volgens Moses en Aaron se sensus. Die Lewiete neem die plek in van die eersgeborenes. Die Here het verder vir Moses gesê, tel al die oudste manlike kinders in Israel van 'n maand en ouer. Maak dan 'n lys van hulle name. Die Lewiete moet die plaasvervangers wees vir die kinders van Israel wat eerstegebore is. Net so moet die Lewiete se vee die plaasvervangers wees vir die eerstelinge van die volk se vee.
So sê ek die Here. Moses het toe al die oudste kinders in Israel getel soos die Here beveel het. Die getal waarop hy uitgekom het was 22.273. Toe sê die Here vir Moses: vat die Lewiete in die plek van die eersgebore kinders van Israel en vat hulle vee in die plek van die eerstelinge van Israel se vee. Die Lewiete is my eiendom. So sê ek die Here. Aangesien daar 273 meer eersgeborenes in Israel is as wat daar Lewiete is, moet hulle losgekoop word uit my diens. Dit gaan 5 silwerstukke kos, want dit is die standaard gewig wat in die heiligdom gebruik word. Die loskoopprys is 11 gram per silwerstuk vir elke persoon wat losgekoop word. Gee dan hierdie geld vir Aaron en sy seuns as 'n losprys vir die ekstra eersgeborenes. Moses het toe die geld ingesamel. 15 kg silwer is ingesamel. Soos die Here beveel het, het Moses dit vir Aaron en sy seuns gegee.